Broers, susters, ons skriflesing van môre kom uit Psalm 19. As jy daar wil oopmaak, is jy baie welkom. Ons lees die Psalm saam van vers 1 tot vers 15. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Here, soos ons sing die by woorde van Psalm 8, wat is die mens dat U aan hom dink? Here, kom dank ons U dat U aan ons gedink het. Here, toe U seun gestuur het uit hierdie wêreld toe. Here, sodat ons, Here, aan U kan behoort, sodat ons vrygekoop kan wees en sodat ons in afhanklikheid, Here, ook U woord kan oopmaak, kan saam bid, kan saam vra, Here, dat U woord sal oopbreek. Ons kan vra dit in U naam. Amen. Vir die koorleier lees die Psalm, 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een dag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld. En hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe, die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Die dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwalinge raak, moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sonde, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees. Here, my verlosser en my rots. Tot sover ons skriflesing van môre. So wat ek gesê het vanoggend se erediens, was daar so 'n halfe, hoe is die uitdaging nie, maar by die jeug die gedagte om na aanleiding van die liedere wat hulle gekies het, vanoggend se preek en se erediens in te kleer. En as ons kyk na hierdie tema ook van die diens, waar ons mekaar sien maar 'n lied om lewe te gee of om lewe te bring, want God is hier. Kom sê dit vir my en vir jou iets ook oor ons eie lewe. Elkeen van ons het tog seker iewerste 'n lied wat vir ons, as ons dit hoor, vir 'n oomblik laat stil staan. As ons nou so 'n bietjie teruggaan in die verlede, een van die bekende Halleluja liedere, wat 'n vriend het ons in Jesus. Nader my God by U. En so kan ons liedere opnoem, ook ons huidige geslag, ons jong kinders, kan vir ons liedere gee wat iets kom sê van hoe hulle God beleef. In hierdie liedere is daar baie keer hierdie boodskappe om ons aan te moedig om te leef tot eer van die Here. Wat vir ons kom sê, maar onthou, God leef, God is teenwoordig en God kom praat met ons in hierdie wêreld. En so lees ons ook dan Psalm 19. As jy hom gaan lees, dan sien jy Psalm 19 is 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte wat gaan van vers 1 tot by vers 7 en dan die res
vanaf vers 8 af. Die eerste gedeelte kom sê vir ons iets hoe God in hierdie wêreld teenwoordig is. Hoe ons as die kinders van die Here bewus moet wees van sy groot genade. Die feit dat God bestaan. En as ons kyk na hierdie wêreld, is dit ongelooflik om te besef hoe klein ons as mens eintlik is. Daar's hierdie gesegde by sterrekundiges is om iets te sê van ons aarde is 'n spikkeltjie, 'n sandkorreltjie in die ganse woestyn. Verstaan ons regtig hoe klein is ons? En as ons iets verstaan van ons kleinheid, van ons menswees, ons eie aarde wat so klein is, verstaan ons die genade wat die Here vir my en vir jou het. Kom kyk, is die uitnodiging eintlik in hierdie Psalm wat kom sê, maar kom raak bewus van die grootheid van God, want hierdie hele wêreld getuig daarvan. As ons buitentoe gaan, die voeltjies wat sing, die berge wat daar is, die natuur, kom getuig van God wat hier is, wat teenwoordig is. En daarom, as ons na hierdie gedeelte kyk, hoor ons ook aan die ander kant dat God met my en met jou kom praat. Ons lees vers 8, die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Ons leef, as ons kyk na hierdie wêreld, leef ons met 'n verwagting, met die wete dat God alles geskep het. Ons kom leef met die wete dat God sy woord, 'n God geïnspireerde woord, deur mense geskryf, vir ons kom gee. Sodat ek en jy iets kan leer van God wat teenwoordig is. Maar een van die liedjies wat ons gekry het, is 'n lied wat gaan daaroor om te sê, maar stof jou Bybel so 'n bietjie af. Dit lê daar iewerste in 'n boekrak. Dit lê stof op en stof opgaar. Nou, ek dink ek het al die grappie of die verhaaltjie vertel van die dominee wat by die tannie gaan besoek af lê. En die verhaaltjie loop, as jy hom nou nog nie gehoor het, ek gaan hom vinnig vertel. Die verhaaltjie loop, toe die dominee nou weg is die tannie verskriklik kwaad, want haar suikerlepeltjie is weg. En sy het die vermoede, die dominee het haar suikerlepeltjie so gevat en in sy sak ingesit en vir sy vrou by die huis gaan gee. En die tyd gaan verby en die dominee maak weer 'n afspraak by die tannetjie. En die tannetjie is nou al vir 'n rukkie lank dat sy nou al goed kwaad is vir die dominee. En sy kom en die dominee kom sit. En voordat hy nou met haar begin praat, sê sy, dominee, ek wil net een ding by jou weet. Waar is my suikerlepeltjie? En toe sê die dominee vir haar, tannie, asseblief, gaan haal asseblief net vir my jou Bybel. En die dominee nou die Bybeltjie oopmaak, daar lê die suikerlepel. Nou maar in hierdie storie is dit baie, ons kan glimlag daaroor. Maar die feit van die saak is, dat ek en jy in ons lewe, daar waar ons besig is, nie sonder God se woord hierdie wêreld kan ingaan nie. Die uitnodiging, stof jou Bybel af, gaan lees wat God vir jou in gedagte het. Gaan hoor wat die Here vir jou wil sê, gaan raak vir 'n oomblik stil. En die uitnodiging is eintlik elke dag. Want God wil vir jou met sy grootheid en sy genade en sy liefde kom verras.
God wil vir jou iets kom gee, iets kom bekend maak van hoe en wat en waar jy in hierdie wêreld leef. God wil vir jou iets kom gee om hierdie verhouding met hom te verdiep, te versterk, uit te leef. Ons leef in 'n tyd wat ons mekaar sien, maar ons geloof is eintlik half 'n kantlyn saak. Ons kinders smag, soek die kennis wat ek en jy het, om iets te verstaan van God se grootheid. Hulle soek daarna. Die vraag is, as ek en jy as ouers, en nou kyk ek ook na die oupas en oumas, is ons bereid om vir hulle te leer? Of maak ons dit ook af, as nee, dis nie my verantwoordelikheid nie. Ons stuur hulle kategese toe, so af en toe. Mag ek en jy, broer en suster, die wete dat God vir ons sy woord kom gee, om iets van hom te leer. Uitleef, verstaan. As ons in 'n doodsloopstraat is, dat ons sal gryp op 'n manier na die woord van die Here, want dit gee lewe. As ons op 'n plek is waar ons wysheid soek, dat ons na God se woord toe sal gaan en sal sê, Here, help my. Want dit is wat Psalm 19 vir my en vir jou kom beloof, dat as ons onervare is, moet ons net na die Here toe gaan, na sy woord toe gaan, want sy woord gee lewe aan die wat onervare is. Dit stuur ons in die regte koers in. Dit gee vir ons hoop en insig. Hoekom, broer en suster, sal ons dan juis nie vir ons kinders lees, vir ons kinders leer, vir ons kinders die voorbeeld stel, om tyd te maak, om 'n verhouding met God te staan nie? Ek wil afsluit met hierdie 2 dinge wat ek vir jou wil toewens. As ons kyk na die gedeelte, sien ons die hoop wat Dawid uitstraal, as hy hierdie, na aanleiding van die Psalm, dit ook skryf. En die hoop is dat jy en ek sal weggaan van hier af. En op 'n manier sal toelaat, dat die heerlikheid van God se skepping, die groot skepping wat die Here vir ons kom gee het, ons eintlik in vervoering laat. As te ware verbaas laat. Ek en jy al vanoggend die voeltjies hoor sing. Het ons vir 'n oomblik stil gestaan en gehoor hoe waai die wind. Mag ons die grootheid van God se skepping beleef. Die tweede hoop wat ek vir jou wil uitspreek, gaan oor God se woord. Dat ek en jy sal besef dat hierdie woord vir ons gegee is as 'n kosbare skat. Die psalmdigter kom skryf druppels uit die heuningkoek. Mag ek en jy geïnspireer word, die krag van God ontvang om hierdie hoop wat sy woord vir ons inhou, ons eie te maak. Mag ons dit uitleef daar waar ons gaan en mag ons mekaar aanraak, soos hierdie glasies met kindertyd. Mag ons mekaar aanmoedig om al meer en al dieper in 'n verhouding met God te staan, tot sy eer en sy verheerliking. As ons na hierdie wêreld kyk,
Die wêreld gaan vir ons 'n klomp goed sê en 'n klomp goed vra. Maar mag ek en jy stil staan by Filippense 2. Elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. Mag ons dit leef tot sy eer. Amen. So wat ons sit, kom ons sluit die oë. Here, ons kom dankie in hierdie oggend. Ons kom dankie, Here, vir die seën wat U gestuur het na hierdie wêreld toe. Here, om ons lewens, Here, te kom verander, te kom vernuwe. Ons kom bid, Here, dat U ons sal gebruik. Maar bovenal, Here, dat U ons as U kinders al hoe nader sal trek aan U. Mag ons, Here, met U in 'n verhouding leef wat ander mense aanraak. Nie omdat dit ons die verskil maak nie, maar omdat U die verskil is in ons lewe. Geef vir ons die krag en die genade, Here, om as getuies van U te leef. Daar waar ons wegdwaal, daar waar ons afdwaal. Rig ons harte, roep ons terug, Here. Ons kom vra dit in U naam. Amen.